100 bestaan uit 'n 6 ohm en 'n 15 ohm weerstand. Wat in parallel verbind is en 'n onbekende weerstand R in serie. Ammeter, 'n hoë weerstand voltmeter, geslote battery, bla 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 bla. Okay, dan vat jy jou highlighter en jy beskou. Of jy teken hom oor. Genigtig, dink jy dat gaan ooit aangaan? Alrighty. Kyk, so hier loop jou mannetjies, toe. Jy sien almal gaan deur daai ammeter, so daai ammeter meet die totale stroom. Dat. Ek kom. Okay, meet die totale stroom, dan split die stroom op daar en daar. So daar's 'n parallelle kombinasie. Dan kom hulle hier by mekaar, kan die stroom deur daai voltmeter gaan? Nee. Dan gaan hy deur die weerstand daar. So daai weerstand, die totale stroom gaan deur hom. Okay? Hoekom gaan ek nou kloksgewys? Want onthou stroom gaan van positief na negatief. So van positief, daar split hy op na negatief. Okay, maar as jy aan die ander kant om beskou het, presies dieselfde sê gekry. Dan, ons weet nie hoeveel toebroodjies het ons hier altyd saam nie. Maar ons weet hy gaan in 2 opsplit. Party gaan na die parallelle kombinasie toe en party gaan na die weerstand toe daar. En ons weet die parallelle kombinasie gaan dieselfde potentiaalverskil hê of dieselfde volts hê. Okay. Nou sê hulle vir jou, die totale drywing in die parallelle gedeelte van die stroombaan is 50 watts. So hierso, daai die drywing is 50 watts. Saam. Sê hulle, is nie die een nie, die ander nie, saam. Okay? Watts is nie dieselfde vir albei nie, want as jy kyk na watts of drywing, dis volts maal met stroom. So alhoewel hulle volts dieselfde is, hulle stroom is verskillend. Die stroom split mos op. Okay, so hulle drywing gaan hier 50 watts wees nie, saam is dit 50. Okay, nou vra hulle vir jou, definieer die term drywing. Ek dink ons het gister klaar gemaak met ons vrae nie. Ek dink ons het geëindig by Frederik. Het jy geantwoord? Nee, jy het nie. Antwoord maar Frederik. Drywing is die tempo waarteen arbeid verrig word. Yes. Drywing is die tempo waarteen arbeid verrig word. Okay. Maar nou meeste van die tyd, as jy 'n definisie het, is daar 'n formule wat daarmee saamgaan. Nou vra hulle vir jou, bereken die effektiewe weerstand van die parallelle kombinasie. Amorey, wat die hel beteken effektiewe weerstand? Yes, so effektiewe kan jy dink totale, sien heeltemal totaal in jou kop dink jy plus dit gewoon weg by mekaar. Effektiewe beteken ons saam is hulle gee hulle vir jou effektief wat. So saam is hulle nie effektief 6 plus 15 21 nie. Ons moet daai hele storieetjie doen. Waar ons gaan sê wat sê die vraag 10.1.2 1 oor R parallel is 1 oor R1 plus 1 oor R2. Onthou om daai formule so neer te skryf. Waar is jou is gelyk aan tekens? Ja, sharp. Jogg, jy skryf regtig besonder ingewikkeld. Okay, 1 oor R parallel, wag, dis 30, is 2, dis 5, is 7 oor 30. So R parallel is 30 oor 7 en dit gee vir jou 4, ohms. Kyk, kom ek check of my antwoord reg is 4,29 kleiner as 6. Ja, dit is, ek dink ek's reg. Kyk, nou vra hulle vir jou by 10.1.3. Bereken die potensiaalverskil oor die resistors in parallel en jy sien dit tel 3 punte. So 3 punte beteken formule waar dis antwoord. So dit kan nie te moeilik wees nie. Okay? Hulle vra vir potensiaalverskil, so hulle vra vir volts. Ek weet die parallelle kombinasie is 50 watts en ek nou net gaan uitwerk hulle effektiewe weerstand saam is 4,29. En daar's 'n formule wat daai 3 goeders met mekaar link. Dit is PV² oor R as ek reg is. Of reg onthou.
Dis 50 v kwadraat oor 4,29 en wat kry jy vir v Dian? Juffrou, ek het nie nommer 1 Hoekom nie? Juffrou, want ek het Nadat gister se les was oor ander dinge. Ja. Okay, maar doen hom nou. Wat gaan jy doen? Gaan jy maal, gaan jy deel, wat gaan jy doen? Juffrou, van maal. Yes, en dan gaan jy die vierkantswortel vat, né? Ja. Hoe mens daai formules gebruik het om stroom uit te werk en dan die R gelyk op V oor? Ja. Juffrou, ek kry 14,6 aan 14,6. En jou eenheid? Volts. Okay, jy kon 'n langer roete ook gebruik het, daai is die kortste roete. Okay, nou vra hulle vir jou by 10.1.4. Bereken die stroom deur weerstand R. Die stroom deur weerstand R. Okay. Nou het ek heel aan die begin toe hulle vir my gesê het, kyk na hierdie stroombaan hieronder. Beskou, kyk bla bla bla, vertel vir hom so. Toe het ek hom beskou en toe het ek gesien deur weerstand R gaan die totale stroom. Okay? So, dis my baie moeilik net om na R te kyk, want ek het nie R se weerstand nie, ek het nie sy volts nie, want hierdie volts is nie sy volts nie, hierdie volts is daai volts. Ek het niks van R nie, absoluut niks. En die ding tel net 3 punte, so dit kan nie te moeilik wees nie. Okay? So toe ek beskou het, het ek vir myself 'n nota gemaak, die totale stroom gaan daardeur. Waar is die totale stroom nog? Deur die ammeter, en hier is die totale stroom ons saam, want die totale stroom het opgesplit. So ek gaan nie na R kyk om hierdie vraag te beantwoord nie. Ek gaan na die parallelle kombinasie kyk om die vraag te beantwoord. Sien jy hoekom as jy beskou het die stroombaan? Ja. Okay. So ek gaan na die parallelle kombinasie kyk. Ek maak vir myself 'n nota daar, parallel. Ek soek die stroom. Ek het die volts is 14,65. Ek het die weerstand is 4,29, ek het die drywing is 50, ek het verskriklik baie goed wat ek kan gebruik. So daar's klomp formules wat jou by dieselfde antwoord gaan uitkom. Ek gaan hierdie formule gebruik, want ek is lus, jy kon Ohm se wet se formule gebruik het, R is V oor I ook. 50, hierdie is 14,65 vir die stroom, en Frikkie, sorry, Zander, wat kry jy? Ag, sy weer. Sjoe. Dalk slaap ek nog. 3,41 juffrou. 3,41. En jou eenheid? Ampere. Ampere. As jy 'n ander formule gebruik het, kon jy dalk 'n klein bietjie ander antwoord gekry het, want ons het afgeronde antwoorde gebruik om by ons antwoord uit te kom. Okay, dan vra hulle nou vir jou hier. En hulle love so tipe vraag. Jy gaan altyd so tipe vraag kry in 'n toets of eksamen. Okay? Hulle sê die skakelaar in die stroombaan word nou oopgemaak. Waar die hel is die skakelaar? Daar is hy. Hy word nou oopgemaak. Okay. As hy oopgemaak word, wat gebeur? Hierdie hele tak val weg, né? Nee? So nou verander hierdie stroombaan na 'n serie stroombaan toe. Okay. Goed. So die skakelaar word oopgemaak. Hoe sal die lesing op die voltmeter beïnvloed word? Waar is die voltmeter? Daar's hy. En dan vra hulle vir jou, kies uit en dan verduidelik jou antwoord vir 3 punte. So altesaam tel hierdie vraag 4 punte. Okay. Nou het ek vir jou gesê hulle love hierdie tipe vraag. So om so 'n tipe vraag te beantwoord, gaan jy altyd in hoërskool skoolloopbaan die volgende stappe volg. Ek gaan sê teorie vraag. Vir die teorie vraag gaan jy altyd die volgende doen. Jou eerste stap, want hulle gaan altyd die skakelaar oopmaak of nog 'n ding in parallel in serie bysit. Hulle gaan altyd iets met die weerstande gaan doen. So die eerste vraag is, wat gebeur met die totale weerstand? Dit is jou eerste vraag. Wat gebeur met die totale weerstand van die stroombaan?
Jou tweede vraag wat jy vir jouself vra, is altyd, wat gebeur met die totale stroom van die stroombaan? So eerstens die totale weerstand, en dan die totale stroom, en onthou, dat weerstand is omgekeerd evenredig aan stroom. So as die weerstand meer gaan word, gaan die stroom minder word in die nuwe. En dan nou hier kan jy klomp bewoording gebruik. Ek sê gewoonlik dan zoom jy in op wat hulle vra. Dan kyk jy spesifiek na wat was die vraag? Wat gebeur met die voltmeter? Wat gebeur met die ammeter? Wat gebeur met bla bla bla. So hierso beantwoord jy die vraag. Kyk, so dit is jou stappies. Ons gaan bietjie later gaan ons 'n vierde stappie bysit. Okay, daar tussenin. Maar vir nou is dit hierdie stappies. Wat gebeur met die totale weerstand? Wat gebeur met die totale stroom? Okay, so terugbouwsvraag. Hulle sê vir jou, daai word verwyder. Toe daai verwyder word, Rikus, wat het met die totale weerstand van die stroombaan gebeur? Ons het 'n Okay, so daar is die fout wat jy maak. Okay. Wat het met die totale weerstand gebeur? Alhoewel ons 'n weerstand weggeneem het, het ons 'n weerstand in parallel weggeneem. Okay? Voorheen sê nou hierdie ding was gewees 10 ohm. Ek gaan nou maklik maak. Die onbekende weerstand is 10 ohm. Okay? Dan het ons gesê hierdie effektiewe weerstand saam is 4,29, né? Plus 10 is 14,29. Nou haal ons hierdie besigheid weg. Nou is dit 'n serie stroombaan. Wat is die effektiewe of die weerstand dan? 6 plus 10 is 16. So wat het met die totale weerstand gebeur? Toegeneem. Okay? So as jy weerstand in parallel wegvat, gaan die weerstand op. As jy weerstand in parallel bysit, gaan die weerstand af. En dit dan meer breedte bygeval. Okay. So daai eerste bullet point om te beantwoord is nie so maklik soos wat hy lyk nie. Is bietjie deceiving. Hierso gaan ek weer my bladsy in die helfte deel. O, julle skryf in die boek. So 10.1.5 gaan ek net gou vir 'n oomblik uitlos. Ek gaan gou na 10.1.6 toe. Want dan gaan my redenasie eers deurtrap. So die eerste ding wat ek gaan sê is die totale weerstand neem toe. Ek gaan sê 14, wat is dit? 65 is kleiner as 16. En onthou ek het daai 10 net opgemaak, né, in ons storie. Dit is nie regtig erg nie. So hierdie is net vir jouself wanneer jy op die einde van die jaar deur die notas gaan en jy kan nie onthou wat die hel bedoel daar nie. Dit. Okay. Goed. So Louis Henry, wat gaan met die stroom gebeur as die weerstand toeneem? Hy gaan afneem. So ek gaan, nou omdat daar 'n formule is wat hiermee gelink is. Ek het gekyk na Ohm se formule of ek het gekyk na stroom is omgekeerd evenredig aan weerstand daai. Noem jy dit? Okay, of jy sê dit, jy skryf dit neer. As jy 'n formule kan gebruik in jou redenasie, dan doen jy dit. Stroom is omgekeerd evenredig aan weerstand, dus neem totale stroom af. Okay, goed. Nou gaan ek na die vraag toe. Wat was die vraag nou weer? Die vraag was gewees, wat gebeur met die lesing op die voltmeter? Waar die hel is die voltmeter? Daar die hel is die voltmeter. Daar. Wat meet hy? Meet hy die totale volts? Nee. Hy meet die volts deur R. Okay, kom ons kyk gou waaraan is dit gelink. Volts is stroom maal met weerstand. Okay, daai voltmeter, lees net oor daai onbekende weerstand R, het die onbekende weerstand R verander. Nee. So R is presies dieselfde. Het die stroom verander? Ja, die stroom het afgeneem. Die totale stroom gaan daar weer. Die totale stroom het afgeneem. R konstant gebly, so wat gebruik ek verdeel met V? Gaan af. Net? Kyk. So ek kan sien daar jy hoef nou nie, jy kan net daai formule neerskryf in 'n toets, maar ek gaan net vir jou sê stroom is direk evenredig aan volts. En onbekende R bly konstant.
So moet jy keer sê, wils onbekende erflik konstant, dus sal voltmeter lesing afneem. So ons groot antwoord hier is, wat is die bewoording daar? Afneem. Afneem. Okay, ons gaan nog 'n hele paar sulke vrae doen, so jy moet nou net gevolg het toe ek gepraat het, was jy soos ketting, saam met jy vrou sê. Okay, enige vrae? Goed, kom ons gaan terug na die vorige bladsy toe. Bladsy 9. Nou die koste van elektrisiteit. Nou, julle neem nie wiskundige lettertyd nie, maar as jy het, dan het jy nou die somme baie easy peasy gedoen. Maar ek dink julle het hom ook gedoen in graad 9, nie? Okay, goed, so, kom ons lees en dan verduidelik ek. Dit sê daar vir jou, die eenheid waarin elektrisiteit in Suid-Afrika verkoop word is kilowattuur. Okay, so as jy, wie van julle het koopkrag by die huis? Ja? Nee, julle gaan koop units? Ja? Het jy al gaan koop? Gina, self? Nog nie. Wie het al gaan koop? So self? Ja. Ja, vertel my 'n bietjie hoe werk die situasie. En dan waarvoor vra jy, hoe werk dit? Hier's mense wat nie dit het nie. So ek wil sê education. Enigiemand anders? Okay, so elke kragmeter het sy eie nommer. Okay, so jy moet daai nommer hê, want dit is nie soos of dis soos wanneer jy op jou banking app ligtyd koop vir iemand. Jy kan nie net randomly ligtyd koop nie. Jy moet sê ek koop ligtyd vir hierdie selfoonnommer. Selfs met koopkrag, jy koop dit vir 'n spesifieke boksnommer. Maar jy kan enige tyd van die maand gaan koop, maar sekere tye van die maand is dit duurder om te koop. So jy moet beplan wanneer jy koop. Dan waar jy bly, hang ook van die pryse af. So as jy in sekere gedeeltes van Parys bly, dan betaal jy duurder vir koopkrag as in ander gedeeltes. Okay, so dis nogal 'n interessante ding wat ons daar het. Maar wanneer jy units gaan koop, dan koop jy kilowattuur. Dit is die units wat jy koop. Okay, goed. So hoe werk kilowattuur? Kilo beteken 1000, so 1000 watts maal met 'n uur. Okay, en dan om die kostes te gaan bereken, gaan jy kyk hoeveel units gebruik jy en dan hoeveel kos dit per unit. Okay, nou hierdie is nie op jou datavel nie. Jy moet dit verstaan. Okay, so kom ons kyk hierso. Dit sê vir jou, 'n huishouding gebruik die volgende toestelle in 24 uur. Okay, so in hulle huis het hulle die volgende. 6 100 watt gloeilampe wat vir 4 ure brand. 1500 watt skottelgoedwasser vir 1.5 ure. 'n 600 watt yskas vir 16 ure, 2.5 kilowatt geyser vir 5 ure en dan soveel TV vir 3 ure. Okay, eerste vraag. 'n yskas net vir 16 ure. So gaan sit hulle hulle yskas af. Wat doen hulle, Jean-Marie? Ja, so wanneer jou yskas se deure toe bly, dan bereik hy 'n sekere temperatuur wat jy nou voor die tyd gestel het. En dan as jy hom oopmaak, dan gaan 'n bietjie van die koue lug weg, dan word hy warmer en sy metertjie meer dan. So dan sal jy hoor en dan gaan hy weer skrik hy weer wakker as jy een van daai loud yskaste het. Okay, goed. So nou vra hulle vir jou bereken die koste van die elektrisiteit indien 'n eenheid vir elektrisiteit R2.50 kos. Okay. Ja. Sorry, maar is dit ook moontlikheid dat ek nou vir Jean-Marie van der Merwe en ander nywerke skryf wat gaan Jy moet seker en dan kom jy vir jou toeriste soeke hoor. Okay. Ag nee, sorry. Okay. Goed, so. Kom ons skryf gou neer. Ons gaan weer in die helfte van ons bladsytjie werk, hoor? Okay.
So, ons het gloeilampe. Ek gaan nou net so 'n sirkel met 'n kruisie maak want dit is mos nou in stroombane die simbool vir 'n gloeilamp. Jy verkort jou boek ook. Okay. So dit is 6 gloeilampe van 100 watts. Okay. Nou ons soek hierdie in kilowatts. Hoeveel is 100 watts? Hoeveel kilowatts is dit? 0,1. So maal 0,1 maal met 4 ure. Dan het ons die skottelgoedwasser. Ons het een skottelgoedwasser. 1500 watts, hoeveel kilowatts is dit? 1.5. En hy gaan vir 1.5 ure. Dan het ons 'n yskas. 600 watts, hoeveel kilowatts is dit? 0.6. En dit is vir 16 ure. Dan het ons 'n geyser, ek gaan hom net 'n G noem. 2.5 kilowatt, klaar in kilowatt vir ons, maal met 5 ure. En dan jou TV is ook klaar in kilowatt vir omgeskakel vir 3 ure. Kijk, so Bailen doen die eerste som, NW doen die tweede som, Aarde doen die derde som, Henk doen die vierde ene, Charles doen die 15 en André jy gaan ons alles by mekaar tel. 2.4. Ja. So jy moet eers eintlik al 3 kilowatts met ure maal en dan alweer dit met die Ons- Jy kan sommer dadelik met die 1 uur se kos ook in, daar's nie formules jy kan maak so okay. Okay, en weer? 7.25 kilowatt. Ardu, 9,6. Henk, 12,5. Charles, ja, Dregan. Hoekom kry ek 20? Is ek verkeerd? Ek kry almal 29. Presies 29. Okay, 29. Goed, so nou is ons eenhede, so om koste uit te werk, gaan jy sê kilowatte uur maal met eenheid koste. Eenheid koste. Okay, so dit is kilowatte uur en die koste vir een eenheid is R2.50. Die van julle wat eenhede koop, hoeveel kos 'n eenheid op hierdie stadium van die geveg? R3 iets. Dit is belaglik. Duur. Okay, Gina, lyk op dit. Oei, jy net toch, wat het ek gedoen? 72,50. So is R72.50 vir elektrisiteit vir daardie een dag. Dink gou bietjie in jou kop nou, wat julle in die huis gebruik 'n dag. Nee? So ek dink meeste van julle het daai party gebruik nie skottelgoedwasser nie. Party se geyser is nie aan vir so lank nie of dis aan vir langer. Party kyk TV 'n bietjie meer. Party bietjie meer ligte in hulle huis. En dan dink nou die eenheid is nie R2.50 nie, dis nou R3 wat. Soos dis nog 'n bietjie duur. Okay. Anyway, goed, so wat ek wil hê jy moet vir my nou, nee. Kom ons doen gou die multiple choice en dan gaan ek vir luister gee. Okay, dit sê so vir jou. Ons het al omgedoen, hè? Watter een van die volgende stelle verwantskap tussen stroompotentiaalverskil vir Ohm se wet voor? Ons het hom al gedoen. Dit sê Ohm se wet is 'n reguit lyn, hulle is direk evenredig met mekaar. Okay. Nou vra hulle vir jou.
In die stroombaan, diagram hieronder, het die battery 'n weggelaatbare interne weerstand en ek het vinnig dit gister genoem. Ons gaan kyk na scenario's waar daar interne weerstand is. So vir nou is dit weggelaatbaar. OK. Die weerstand van die ammeter en drade kan ook geïgnoreer word. Sjoe. Nou gaan ek met my mannetjies net gaan loop. Hulle sê beskou, so ek kyk hierso. Hier loop hulle. As hy hier kom, dan split hy op. Hy split op daar en daar. Weereens, so nou konvensionele stroomrigting is van positief na negatief. OK. Split daar op. Die mannetjies wat kies om die bo deur te gaan, hulle gaan deur die 4 ohm weerstand en dan gaan hulle terug huis toe. OK? Die mannetjies wat hierdeur gaan deur die 8 en dan die 8 en dan gaan hulle terug huis toe. So ek kan hierdie eintlik 'n bietjie anders teken vir myself. Eintlik het ek daar 'n 4 en dan het ek hier die 2 8s. Sien julle dit so? OK, so dit is wat ons daar het. So as ek kyk na my volts, my toebroodjies, dan gaan die parallelle kombinasies dieselfde wees. So hierdie is dieselfde as daai. Maar wat weet ek? So sê net maar ek het 10 toebroodjies hierso, dan kry hierdie takkie 10 toebroodjies. Maar vir hierdie takkie, hierdie hele tak, daai hele besigheid, het ek ook net 10 toebroodjies. Maar daai 10 toebroodjies moet verdeel word tussen die 8 en die 8. Gelukkig is hulle ewe groot. So as ek 10 toebroodjies nou het, dan gaan ek opsplit 5 en 5. OK, is julle met my? Goed, nou sê hulle vir jou, die lesing op voltmeter V3 is gelyk aan. So waar is V3? Daar is hy. OK, ek gaan net gou my toebroodjies neerskryf. Ek het gesê speel 10. Dan is hierdie ene 10 en hierdie ene is dan 5 en 5. Is jy met my? Of ek het gesê hierso hierdie toebroodjies moet gelyk op verdeel. So hulle wil weet, hierso is V3, hierdie is V2, hierdie is V1. So ek sien nou dat V3 gaan dieselfde wees as V1 minus V2. Nee, want hierdie is die totale broodjies en hier split hy op gelyk. So die totale broodjies minus daai ene gaan vir my gee hoeveel is daar. Is julle met my? So V3 is gelyk aan ek het eintlik gesê ek nie eens aan antwoord kyk nie. Ek sê V3 is gelyk aan V1 minus V2. Is daardie opsie daar? Nee. Hy is nie daar nie. OK, so back to the drawing board. Ons het gesê hier gaan hy gelyk op verdeel. So hierso is 10, dan gaan dit hier gelyk op verdeel 5 en 5, so of hy split in die helfte op, want hulle twee is ewe groot. OK, so hy kan ook wees V3 gaan die helfte wees van V1 en daarom is die antwoord B. OK. Goed, jou huiswerk en /werk vir nou is op bladsy 12, daai vraag 10.2. Vraag 10.2.